Maboa-Shubi is bekend vir sy afgesonderde kampe en die ongerepte natuur wat jou omring. Hier het jy die gevoel dat jy die wêreld vir 'n oomblik net vir jouself het. Dis net jy, die duine en die sterre wat saans helder oor die panne hang. Na 3 onvergeetlike dae by Mapaya, pak ons weer in en van die lang pad terug na Matopi 2. Terug van Maboa af. Ons is nou vir 2 dae by Lesloago. Daar het ons by Lesloago nommer 2 het ons ek dink dit was die 2de dag, het ons 'n leeu in die kamp gehad. Dit was baie opwindend. Ek dink Reino het die ergste ondervinding gehad van ons almal, want hy het in die leeu vasgekyk. Die leeu en hy het mekaar ontmoet. Weet jy wie die grootste geskrik het, jy op die leeu nie? En toe is ons daar vandaan af Mapaya toe. Daar het ons gestaan vir 3 dae. Vir 3 dae. Die diere is nie vreeslik volop nie, ek moet sê. Ja, ek kan nie eintlik regtig sê ons het baie diere gesien nie. By die watergat, Mapaya se watergat, het ons baie springbokkies gesien en baie mooi berghane en aasvoëls, jakkals, voeltjies en so, maar nie regtig enige leeu's daar gehad nie. Die diere is nie volop nie, laat 'n mens dit so stel. Toe ons die vars leeuspore in die pad sien, het ons harte vinniger begin klop. Verlang het ons die spore gevolg met die hoop dat ons die leeu's gaan kry, maar die spore was al wat ons kon gekry het. Nou is dit 65 km van hier tot by Matopi 2. Dit is duin op en duin af. Dik sand en jy en jou herinneringe van Maboa-Shubi. Dis hier waar mens leer om die stilte van die natuur te waardeer. Wild langs die pad was maar skaars vandag. En wanneer ons iets gesien het, het dit so vinnig gehardloop dat dit gelyk het asof die natuur self 'n ander storie vertel. Behalwe vir hierdie rustige gemsbok, hy het net stil weggestaan en geëet en lekker rondgeloop, maar dit het gelyk asof hy nie eers van ons teenwoordigheid geweet het nie. Ons is nou weer op die trail terug Nosop toe. Ja. En weer eens, ek dink ons het al daaroor gepraat. Die trail is, ons het iets baie erger verwag. Die trail is nie regtig so erg nie. Hy is die eerste gedeelte van Nosop tot by Matopi is baie sand en die duine is geskop, daar's gate, maar as 'n ou dit sien as 'n 4x4 trail wat jy gaan ry, dan is dit nie regtig erg nie. Dit is, ja, ons is nou in daai waar ons, ek weet nie of mense dit nou kan sien nie, waar ons hopperig ry. Maar ek probeer maar, vir my dit gevoel toe ons opgegaan het, was die pad erger. As wat die pad is ons afgaan. Nie regtig nie. Maar dit bly lekker. Ja, hierdie is baie lekker. Mens moet dit net nie in 2 ure se tyd wil doen nie. Dan net 8. Na 'n lang en uitdagende rit van so wat 5 uur deur die diep sandpaaie, is dit 'n verligting om by Matopi 2 aan te kom. Hier is daar net 'n eenvoudige langdrap, geen water of enige ander geriewe nie.
Dit is 'n plek waar jy regtig heeltemal selfversorgend moet wees. Julle lekker gery? Ja, was lekker om te wees. Nee. Ja. Ons ontspan rustig, luister na die stilte van die natuur en word bederf met een van die mooiste sonsondergange wat jy jou kan indink. En so word ons weer eens bederf met 'n pragtige sonsopkoms. Ons is besig om op te pak en dan vat ons weer die lang pad terug Nosop toe. Wat staan die Toyotas aan so langs die pad? Selskamer. Okay. Ja, is reg. Is reg so. Daar's niks lekkerder as om piknik langs die pad te hou nie. Ons het gou stil gehou, lekker koffietjies gedrink, 'n skytjie geëet en weer die pad verder gevat. En ons het nou weer mense gekry. Hulle sê daar's baie leeu's en hyenas by Nosop, so ek sien ons vanaand iets daar.
op ons pad môre terug Rooipits toe. Ja. Maar ons sal julle duidelik op hoogte hou as ons iets sien. Maar eers 'n lekker shower. Ja. Lekker shower, 'n glasie rooiwyn, alles is reg. Reino, hoekom sit die mense vas op hierdie pad? Hoekom sê die mense hulle sit vas op die pad? Wat doen hulle verkeerd? So, daar seker baie redes. Maar my beskeie opinie is die belangrikste een dink ek jou bande moet oordentlik afgeblaas wees. Kan nou hoeveel doen? Ja, jy kan selfs 1.2 gaan hier so 1.4, most 1.4. En dan moet jy jou kar in 4x4 hê, die hele tyd. Mens moet nie dink jy kan dit seker met 'n 2x4 sit en dit doen, maar dis net beter om die hele tyd 4x4 te wees. En dan as jy in 4x4 is, wat ook moet gebeur is jy met jou traction control. As jy jou traction control kan afsit, moet jy traction control afsit vir die sand. Dit help geweldig baie. Okay. So, bande moet die regte druk wees, 4x4 en traction control af. Ek dink dis seker maar die belangrikste goed. En moet nou nie in die heeltemal 'n dik sand, is weer van daai oor crossgate. Ja. Moet nou nie in die dik sand gaan stop teen 'n bult en dan probeer wegspring nie. Dit is alhoewel ek dink hierso gaan 'n mens nie regtig vassit as jy al stop jy en jy trek weer weg. Gaan jy nie regtig vassit nie. Hierdie is regtig baie lekker. Ja. Ek love dit. As jy van sandry hou, is hierdie 'n beautiful lekker paadjie. Ek sal nooit vergeet daai kere wat ons was dit Weskus met ons gery het, wat ons op so lekker dik sand gery het. Die Weskus Nasionale Park, ja. Ja. Hy lyk ook so. En een keer saam met Pieter hulle wat ons Tella gedoen het. Ja. Dit was ook 'n lekker ondervinding geweest, daai lekker dik sand. Ja, daar het ons die dag vasgesit omdat die traction control af was. Ja. En toe kon ons hom net nie uitkry nie. Maar Was hy nie aan nie? Hy was af. Die traction Hy was control aan, ons moes was nie hom afgesit nie. Ja, dis reg. Dat was rof, nee?
Ja. Dis rof maar is lekker. Yes. Ons hoop sy kan skaars 'n video geneem kry. Ja. Ek dink hierdie is die laaste van die dik sandduine. Ja. Hierdie sand is dik hoor. Die video die footage wys definitief nie die dikte van die sand nie, maar dit is ongelooflik dik. Next left. Nog 'n lang sterretjie. Ja, daar was nou 'n lekker ervaring nê, nou. Ja, nou is ons terug in die beskawing. Jy kyk wel ek die pad nou. Ja. Dit was nou op my bucket list gewees. Ai. Maar nou is dit gedoen en dit was regtig baie lekker. Terug by Nosop. Kom ons kyk wat ons vandag hier kan kry. Arrive to destination. Al lê die leeuspore daarso. Mense sê ja, ek moet vinnig oop en toe gaan want die leeuspore lê hier oral in die pad. Kom. En ons het dan nou so ver geloop en gery om leeu's te sien. Wat sê jy? Lekker gery. Ek sê vir Sonja is 'n moeë agter. Dis lekker, nee. Ek sê ook vir Anne, dit was op my bucket list. Dan en Dusted was baie lekker geweest. Yes. That's goed. That's goed. Ons kyk wat die res van die dag vir ons voor lê. Van julle eerste. Ek hoop julle vensters wat toe deur daai riviertjie. Ons het vinnig die boswaans gaan haak, weer kamp opgeslaan en natuurlik weer die pad verder gevat op soek na diere. Van Kipipikwap af ry ons na Rooikop Watergat. Ons het rustig en geniet die asemrowende sonsondergang. Daardie goue lig wat oor die vlakte speel, dit is net ongelooflik mooi. Terwyl ons stadig om die dam ry op pad terug kamp toe, wag daar vir ons 'n verrassing. Hierdie twee stout rakkers wat ons heerlik vermaak het.
Ons sluit die aand af deur by die haai te gaan sit. Ons het nie regtig iets veel gesien nie, behalwe hierdie nonnetjies ou wat kom pad het.